It's they not say, oh, say, oh, say, come to we say, Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in all Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answering. I thought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem,
And I thought my dream was changed, the streets no longer ran. Hush on the ground, no silence, the winds of truth. The sun grew dark with mystery, a morn was cold and chill, as the shadow of the cross rose upon the lonely hill, as the shadow of the cross rose upon Jerusalem, Once again, the scene was changed, new world I see to be. I saw the holy city beside the timeless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all and no one was denied. No need of war or sickness or sun to shine. It was the huge Jerusalem that was the full Was it so hard?
ons lees op hierso. Okay. Ek is so bly om so baie van julle te sien. Julle is daar maar pragtige kindertjies. So ek het vanoggend 1 of 2 van julle gesien. So. Ek hou daarvan. Wys julle is vrolik. Ek wil vandag vir julle 'n spesiale verhaaltjie vertel. En gewoonlik het julle al gesien, daar's baie keer prentjies vir die groot mense daar op die bord. Het julle dit al gesien? Vandag het ek vir julle prentjies opgegee. Okay. Kom ons kyk of ons prentjies mooi gaan werk. Ja, kante. Ja. Okay. Wat se ding is daai? Dis 'n koei. Mooi. Hoe maak 'n koei? Sê. Nou wil ek weet, wie van julle het 'n koei? Wow. Okay. Sê. Ek weet wel van mense wat 'n koei het. En nou ja, ons verhaal vandag. Kan ons dit ons? Maar hierdie is 'n koei, daar's 'n groot verskil hoor. Okay. Ons verhaal gaan vandag oor 'n tannie. En sy is ongelukkig nie meer saam met ons nie. Sy is 12 jaar gelede oorlede. Haar naam is Ellen. En sy is bekend as Ellen White. En hierdie is iets wat met haar gebeur. Nou, ek weet nie of van julle nie, maar as julle so kyk na die mense binne die kerk, sien julle ou tannies, sien julle van hulle? Ja, weet julle wat? Almal van hulle was klein kinders soos wat julle nou is. Okay. Ek was oud, ja, ek was oud. Maar ek was nie dogter, nie gelukkig, ek was 'n seun. Okay. En toe sy omtrent so julle ouderdom miskien 'n klein bietjie groter was. Sy het 'n taakie gehad en hulle het so 'n koei gehad. En sy het 'n werkie gehad. Elke oggend moes sy daai koei en hulle het so 'n stuk tou in die koei se nek gegooi en dan moes sy die koei uitlei af by die heuweltjie na die kampie waar die koei die dag sou wei. En dan in die aand moes sy weer die koei gaan haal en terugbring na die huis toe. En deel van die probleem was, aan die ander kant van hierdie kampie was daar 'n woud gewees. Ons gaan net maar vir julle vertel van die woud. En Ellen het elke dag het sy die koei afgevat. En die een dag, toe vat sy weer die koei af, sien julle, daar is 'n tou in die koei se nek, en sy stap af met die heuweltjie en vat die koei na die kampie toe, en sy maak die kampie se hek oop, en sy lui vir die koei in, en die koei se naam was, wie gaan raai? Wat het jy gesê? Billy? Nee, wat? Jy Billy gesê, okay. Die koei se naam was Moo. Okay. En sy het die koei gelei en sy maak die kampie oop en sy sit die koei in en sy stap om na die ander kant toe. Want aan die ander kant waar hierdie groot bos was, daar was nog 'n hek. En sy het so toe gestap en seker gemaak daai hek is toe. Laat Moo nie kan ontsnap nie. En die een dag, stap sy weer af om vir Moo te gaan haal, en sy was besig om te sing, want dit was 'n lekker dag geweest. Het jy al vir myself gesing? Ja, dis lekker, nee. Dan sing jy, dan voel jy so goed, en sy het afgestap, en toe sy kom by hierdie kampie, toe sien sy iets is. Moo is back. En nou het sy 'n groot probleem gehad, want nou moet sy 'n plan maak. En toe sy binne 'n kampie instap, toe sien sy die hek is oop aan die ander kant. Sien julle daar is 'n hek wat oop is? En by die hek is daar so 'n paadjie wat binne in daai bos ingegaan het. En sy kyk en sy sien spore binne in hierdie paadjie. Wiese spore dink julle was dit? Ja, dit was Moo se spore gewees. En die paadjie het reg in die middel van hierdie bos ingeloop.
En die bos was 'n plek wat vir haar vreeslik skrikwekkend was. Sy was baie bang vir daai bos. Maar Ellen het sommer gehardloop so. Is jy bang? Ons gaan nou vir jou vertel wat Ellen het plan gemaak. Nou kyk. Is jy ook nie bang nie? Ellen was baie soet geweest. Kyk. Maar Ellen se pa het vir haar iets belangriks gesê. Nou moet julle mooi luister. Ellen se pa het gesê, as jy 'n probleem het en jy kan dit regmaak, maak dit reg. Maar as jy weet jy kan die probleme regmaak, dan gaan vra iemand om jou te help. Maar doen dit sommer vinnig. Nou sit Ellen met 'n besluit. Gaan sy probeer om vir Moon te gaan soek, of moet sy haar pa gaan doen? Ja, nou is wat sê, nee, dis nie maar nie, Moon is baie ver. Okay. Moon was weg, en sy besluit toe, maar ek dink ek kan vir Moon gaan kry. Ja, want sy kan die voetspore volg. Maar sy het eers iets gedoen. Ek gaan wat het sy gedoen? Wat het sy gedoen? Ja, Moon was weg. Maar Ellen het besluit om te bid en sy vra vir Jesus maar te help. En toe sy klaar gebid het, toe voel sy, nee, ek gaan definitief 'n Moon kan kry. En sy besluit toe om in te stap in hierdie woud. En sien julle daar, sy binne in die woud. En sy is besig om daar te loop. En dit is besig om donker te word. Dit is gevaarlik, ja. Ja, daar slange ook dan. En daar was bome, en het was donker, en die son was besig om oor te gaan. En ook ontbere en liefs. Daar kon bere gewees het, ja, definitief. Hulle het nie die nieuws staan nie. Ons gaan nou vir julle vertel. Ja, Jesus was by haar verlies. Maar Ellen, terwyl sy so loop in hierdie bos en toe hoor sy snaakse geluide en hoor sy takkies wat kraak. En sy hoor iets loop deur droë blare. En Ellen het begin bang word. En nou weet sy nie, moet sy nou nog aangaan en dieper in die bos ingaan? Weet julle wat het sy besluit? Sy het besluit om weer te bid. Sy het weer gebid. En toe stap sy verder, want sy het gedink sy gaan vir Moon sommer vinnig in die hande kry. In elk geval, sy stap toe verder binne in die bos in, en toe besluit sy om iets te doen. Sy roep vir Moon. Sy sê, Moon, waar is sy? Nee, Moon was nie binne die boom gewees nie. Ja. En weet julle wat? Sy het niks gehoor nie. Sy het in die pakkies en goed beweeg. En sy was bang. En sy besluit om weer 'n keer te bid. Ja, 3 keer gebid. Ja. Toe stap sy verder. Kom ons kyk wat gebeur. En ewe skielik, toe kom sy uit die bosse uit en sy sien daar's hierdie grasvlakte en daar's 'n stroompie deur. Ja, sien julle, daar's Moon. Sien julle van Moon? Ja. Maar Moon het 'n probleem gehad, want Moon het vasgesit in die stroompie. Hier staan Moon met haar 4 pote, sy kan uitkom. Haar voete was baie vuil geweest, ja. En Ellen gaan sit toe, en sy kyk vir Moon. En sy sê, Moon, ek is nie sterk genoeg om jou hier uit te haal nie. En weet julle wat besluit sy om te doen? Raai wat het sy gedoen? Nee, sy het weer gebid. En terwyl sy besig is om te bid, kom daar 'n gedagte by haar op. Wat sy gaan doen is, sy gaan vir Moon van die lekkerste grasies wat sy kry, gaan sy afpluk. En sy pluk die van grasies af, en sy loop tot naby Moon, en sy gee vir Moon en Moon. Lekker. Sy het dit vreeslik en sy gaan
Split weer grasies en sy gee dit vir Moe. En Moe weet, maar dit is lekker grasies daar. En die derde keer, toe gaan pluk sy grasies. En toe Moe so wil buite en hap en raai lang die tong so dit nie hande wil kry. Toe trek Ellen dit so bietjie weg. En Moe rek so met haar en Ellen trek dit nog 'n bietjie verder en sy rek met haar nek en die volgende oomblik toe kom haar een poot los. En sy hou dit nog so 'n bietjie verder en Moe rek en sy wil net nie die gras sit daar trek. Dan kan die tweede poot los. Ja, wat was dit? Maar uiteindelik het al Moe se pote losgeraak. En daar stap Ellen met Moe aan 'n stuk tou stap sy huis toe. Sien jy dit is al besig om donker te word dan? Ja. En soos wat dit donker word, toe sien sy sy het hom bietjie om die horings gesit. Ja. En soos wat sy by die huis, na die huis toe stap, toe sien sy, maar hier's liggies op pad na haar toe. En dit is toe haar pa en haar boetie wat besluit het om haar te kom soek, want hulle het begin kommer dra. Nee, hulle was nie kwaad nie. Hulle was nie kwaad nie, hulle was net bekommerd. En daai aand, toe hulle bid, toe sê hulle vir Jesus, Jesus, dankie dat jy vir Helen gehelp het om vir Moe te kry. En ja, vir pappa en vir mamma en vir Boetie. En almal was bekommerd oor hom. Ja, wat is die groot les wat ons moet doen? Twee goeie. Wat het Ellen se pa vir haar gesê? As jy 'n fout of 'n probleem het, maak dit reg. Maar as jy dit nie kan regmaak nie, gaan vra iemand om te help. Wie het Ellen gevra om te help? Noem vir Jesus, sy het gebid en vir Jesus gevra om te help. En sy het veilig by die huis gekom. Wil jy gou vir iets doen? Okay, jy mag maar gaan sit. Bye. Being always they are no
En ek kom Jan Frank gou langs met die staan, ek moet ongelukkig voor sê. Ek wil net voorstel, dit is om Jan Pieters, nee, Pretorius, is van Bronkhorstspruit. Hy is ook ouderdom daar. Hy het, kan ek sê, tentatief gemaak dat hy net een vrou het. 2 kinders. En die een dokter is getrouwd met Tony Nerings, die ander met Abi Malan. En dan 'n hele lot kleinkinders. So baie welkom aan die om Jan. Mag die Here op sy seën. Okay, dan wil ek net vra, wat gaan in die gebed? Ek wil julle net attent maak, daar is 'n gebedskas hier die voorportaal. As julle gebed nodig het, kan julle julle versoeke daar gooi. En dan gaan ons nou oorgaan ons gebed toe. Ons gaan saam kniel, maar eers kry ons 30 sekondes en dan ons elkeen met ons eie gebed begin. Baie die Heer, stoor op voor U, en laat ons na hierdie week se jaag en uitdagings in die huis kan kom, en kan rus vind in die midde en in die tyd. Die Heer, ek bid dat U ons asseblief mag kalm en rustig maak, die totaal en al mag oorvat, ons lewe, dat U mag kalmte, rustigheid, die Heer, ek bid spesiaal vandag vir diegene wat nie kan wees nie, as die volk van situasies die Heer, saam met ons in die banke kan sit. Die Heer, wees, daar is so baie uitdagings, vele wat ons weet, en finansies wat druk, emosionele uitdagings die Heer, selfs siekte toestande die Heer, en swakheid. Die Heer dat U moet intree in ons lewens. Want wil bid dat U sosiaal die vrienden sal gaan, dat U gaan wees nie, en dat ook maar seëning sal lei op onmiddellik. Die Heer, ek bid ook vandag dat ons almal wat hier in mekaar is, dat U ons ook mag rigting lei, so na die huis toe gekom, wat boodskap te kan kry van U aan, en waar soos 'n hospitaal is, die Heer, en ons met al ons probleme na U toe kom, U sal nooit sê dat is te veel, te sleg nie, ja, waar ons net soos is. Maar die Heer, ek bid dat U ons harte mag werk, dat ons lewens mag regkry, dat U die skeidings hier in ons lewens mag afbreek, ons sal help om nader aan U te kan kom, en te kan opkyk na U troonkamer, die Heer, om U liefde en U karakter te kan sien. Die Heer, ek bid ook nou vir diegene wat siek is, dat U asseblief die hand oor hulle sal hou, hulle sal versterk. Die Heer, as hulle ook binnekort weer saam met ons hier in dieselfde kerk kan sit en bid. Ek bid ook vir diegene wat oud is, oud vandag, verjaardes van die Heer, dat U hulle ook mag seën en mag lei, mag versterk in die tye waarin ons leef, dat hulle ook hulle taak kan vervul. En Heer, ook so dan met ons jong mense, almal wat skole is, en waar elkeen van ons, of waar elkeen van hulle op universiteit is, en met allerlei uitdagings in die lewe sit, die Heer, wat op 'n mens afval, storm kom, bid ek dat U met hulle ook op 'n spesiale manier sal wees, dat hulle ook 'n skynende lig aan hulle van U wil wees. Ek bid ook so vir ons ouers, die Heer, dat ons nog bystaan en ons sien na ons, en ek vra dat U asseblief op 'n spesiale manier aan hulle lewens ook mag werk, en hulle ook mag versterk. Help ons om almal saam as 'n kerk te staan, en die Heer dat
die kere wat die saal van dinge in ons lewe wat gebeur, dat dit nie tussen ons sal wees, maar dat ons mekaar sal vergewe, die nader en nader aan die punt van lees, sodat ons waarlik soos U kan leef. U was op aarde om vir ons te wys hoe ons dit moet doen. Ek wil dat U ons asseblief mag lei en seën, dat ons dit mag navolg. Ek bid ook spesiaal vir Jan, dat U hom asseblief ook sal seën, die woorde uit sy mond uit van die Here, dat dit direk van die troon kan kom. Maar dat U kalm en rustig ook sal maak, dat U ons almal mag seën deur sy woord. Die Here wat so met die helpende gekom het, deur die fisiese kontant, die inbetalings wat hierdie week en selfs ander bydraes wat ingekom het. Die Here, ek bid dat U asseblief mag seën tot uitreiking van die naam, die Here en vermeerdering van die koninkryk. Die Here, en dat ons almal verandering sal wees om U woord te kan versprei en as U ons kan gebeur. Hier ons leef in baie moeilike tyd en ek vra dat U ons asseblief elkeen sal aanraak, sal wys. Maak daai wil in ons wakker, die Here, ons die liefde kan raak sien, dat ons dit vasnodig het. Sê vir die dankie vir al die liefde, dankie vir die genade dat ons kan wees. Ons moet hier voor die Geef ons sondes, liewe Here, en help ons om af te wyk van ons slegte dade en wyses, liewe Here. Waarlik kan ons nog liefde. Wees vir die dankie vir al die liefde, die bewaar ons in die tyd, die koester elke oomblik, liewe Here, en help ons om saam die tyd te doen. Die Here, die mooi Sondag buite, vir die weer, en ons is dankbaar, Heer, vir alles in ons. My gebed en die groot en wonderlike naam, is dit die wonderstraat, in die Heer, Amen. It's so sweet, rightly from the crease of the stories. Ons sal ons klop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van sy hande. Amen. Ek nooi u om saam met my te blaai na Sefanja 3 vers 17 vir ons skriflesing. Sefanja 3 vers 17 sê, die Here jou God is by jou, hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Tot sover skriflesing. Goed, ek wil net sê, baie dankie vir die vertroue wat u in my stel om 'n woord aan u te bring, en mag die Here ons seën terwyl ons saam. Dan gaan bid vanmôre. Die titel van volgende is Sing en Klop. 'n Klein seentjie sit op die klavier se bankie, onhandig besig om die klawers te tokkel, terwyl hy maak of hy die bladmusiek voor hom lees. Diep geroer deur die kosbare prentjie voor hom, kom sy pa langs hom sit en sê, toe jy nog in mammie se maag was, het ek haar dikwels hier op die bankie langs my laat sit, terwyl ek hier die einste lied vir jou gespeel het. Tot sy verbasing antwoord die seentjie, o, so dit was al die tyd jy. Nou, ons weet dat babas in die baarmoeder baie geluide van buite die ma se maagwand hoor, maar of die seentjie daardie spesifieke lied sou herken of nie, weet ons nie met sekerheid nie.
Maar ek dink ons kan aanneem dat daar wel iets bekends daaraan was, want toe ons kinders babetjies was, het ons ook spesifieke musiek vir hulle gespeel, wat 'n inwerking en 'n uitwerking op hulle gehad het. Nou, nadat ons gebore is, betree ons eintlik 'n tweede fase van in die baarmoeder wees. Want ons het daardie baarmoeder fase wat dan kom is waar die Here met ons spreek en waar ons hoor en inneem wat hy tot ons spreek en wat dan sy uiting het in die wedergeboorte. 'n tweede geboorte wat ons dan as 'n geestelike geboorte het. Daar is egter musiek wat deur die loop van ons lewens vir ons gespeel word, wat ek nie seker is dat dit ons altyd regtig of dat ons dit altyd regtig hoor en inneem nie. Byvoorbeeld die liefdesliede wat deur ons Vader vir ons gesing word. Volgens die profeet Jesaja sing God oor ons en ons lees dit gaan weer lees Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Net daardie kan jy indink dat God na jou kyk, dat hy oor jou spreek, na jou sing en dat hy stil tevrede is in sy liefde vir jou. Dis amper ondenkbaar om te dink dat God ons so lief het dat hy stil tevrede oor ons is. Hy jubel en juig oor jou. Die Nuwe Lewende Vertaling sê met uitroepe van vreugde sal hy oor julle jubel. En dan sê die Amplified, the Lord your God is in the midst of you, a mighty one, a Savior who saves. He will rejoice over you with joy. He will rest in silent satisfaction in his love. He will be silent and make no mention of past sins, or even recall them. He will exult over you with singing. Hy, die Skepper God, die Almagtige, die een wat ons gemaak het, sing oor ons, oor my en oor jou, 'n liefdeslied. Het jy al daaraan gedink dat die Skepper God oor jou sing? Dat hy oor my ook sing? Mense sing wanneer hulle gedagtes het om te deel, en ons het waardering vir Talita se mooi liedjie vanoggend. En daar is goed in ons lewens wat ons bring op 'n punt wat ons wil sing, want ons sing oor blydskap, ons sing oor vreugde, ons sing oor goed wat ons baie diep raak. Maar partykeer sing ons ook oor hartseer en goed wat ons baie negatief partykeer stem. Mense sing hulle gedagtes, hulle deel hulle gedagtes met woorde in lied. En hierdie woorde gee ons 'n ander beeld van God. Dit wys ons dat hy nie die hardvochtige God van Aristoteles is nie. En hy is ook nie die onpersoonlike mag wat deur Star Wars uitgebeeld word nie. Ek het 'n vriend wat ongelukkig weggegaan het van die erkenning dat God die Almagtige is en hy aanbid die mag, the force. Wanneer hy praat, dan praat hy nie van God, ons Skepper nie, maar hy praat van die mag, the force. En ek is baie hartseer daaroor. Maar die vraag is egter of ek en jy Vader se musiek, sy liedere aan ons, na ons toe, of ons dit hoor. Hoor ons die liefdeslied wat hy vir jou en vir my sing? God wat sing is immers 'n God met gevoel, want waarom sing jy anders? 'n Passievolle God, en daarom vind ons dat ons in die teenwoordigheid van 'n opperste wese leef, wie se hart klop met die allerhoogste emosie. Sommige eertydse Griekse hippies by name die Pythagoreans het waargeneem dat die hele skepping wiskundig saamgestel is en ook dat musiek wiskundig saamgestel is. En dus nuwe gedagtes en gevoelens in die mens se siel skep. Daarom het hulle voor 'n dag gekom met 'n hipotese, naamlik die Skepper moet 'n sanger wees. En hy moes die heelal in bestaan ingesing het. En daarom moet die hele kosmos op die een of ander musiekpartituur
funksioneel. Ons weet dat God het alles gespreek en dit was, en of dit melodieus was, dit weet ons nie, maar ons kan seker aanneem dat God met 'n vreugde alles geskep het. Goed, dis wanneer God sing, dan staan ons in verwondering in die aangesig van die eenheid van absolute mag, beliggaam binne oneindige sensitiwiteit. Dus as God komponeer en belade sing, dan beteken dit dat hy ons baie diep liefhet en dat hy wil hê dat ons sy liefdesliede aan ons moet hoor. Die vraag is egter, hoor ons die goddelike musiek en herken ons die stem wat dit sing? Die gedagte van voorbedagte goddelike kommunikasie met alle mense is verweef deur die skrif. God sing nie slegs tot ons nie, nee, daar is ook 'n gewaarwording dat hy klop. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Dit is hoe liefde werk. Ware liefde respekteer individuele vryheid. Ons noem afgeforseerde of gedwonge liefde molestering en verkrachting. Ons weet ook dat dit nie liefde is nie, maar 'n verwringing daarvan. Liefde is dan nie ter sprake nie, maar mag aangedryf deur welis die bron van alle mag, naamlik God, wat ons die hoop maak deur Jesus Christus, kies om eerder te klop as om ons aandag te verkry as om sy mag daarvoor te gebruik. Hy wat jou gemaak het, respekteer jou vryheid van keuse. Waarom gebruik God nie mag of dwang nie? Waarom dring hy homself nie aan ons op nie? Omdat sy doel wederwysige ware liefde is en nie eensydige beheer of bevrediging nie. Hy wil deel van ons lewens wees, maar slegs op uitnodiging. En daarom kom klop hy. Hy nooi ons na hom toe en ons moet reageer. Kyk, sê, verstaan, weet, neem kennis. Neem ons kennis? Klop dui die moeite aan om ons aandag te bekom. Verskoon my asseblief, kan ek jou aandag vir 'n oomblik kry? En hoeveel keer in ons lewens elke dag is ons so besig dat God klop en ons hoor hom klop, maar ons gee nie aandag nie. Ons maak eenvoudig net of ons nie daardie klop hoor nie. My stem, God is besig om te kommunikeer, hy spreek waarhede tot ons bewussyn. Die versoek om oop te maak vooronderstel die realiteit van vrye keuse en die feit dat die mens se hart slegs van binne oopgegrendeld kan word. Dan vra ons die vraag, hoekom? Waarom is daar nie 'n knop aan die buitekant nie? Waarom kan die deur net van binne af oopgemaak word? Omdat ons geestelike en emosionele slotte binne onsself aanbring om ons self te beskerm teen seerkry. Ons wil seerkry verhoed. Daarom rig ons verdedigingsskanse in ons siele op. Wie vanoggend kan sê, hy of sy het nog nie seer gekry nie. En ek dink ons almal kan getuig van tye in ons lewens waar ons diep seer gekry het. En wat is die natuurlike reaksie wanneer jy seer kry? Jy rig skansel. Jy wil jouself beskerm teen dit wat met jou gebeur het en verhoed dat dit weer met jou moet gebeur. Ons vertel aan onsself selfoorlewingsleuns sodat ons nie kwesbaar word vir God se oortredings nie. Jy sien, diep binne ons glo ons dikwels nog Satan se leuns dat God nie ons beste belang op die hart dra nie. Want as dit so was, dan sou ons nie die en daardie nie met ons gebeur het nie. Is dit nie wat ons doen nie? Wanneer iets negatiefs of nie so goed met ons gebeur nie, dan wil ons weet, waar was God? Hoekom het hierdie of daardie met my gebeur? Ek aanbid dan die lewende God, wat alles in sy hande het. Die enigste manier, of dan wat ons baie keer doen is, maar as God daar is, en as ons vir hom kosbaar is, dan moet dit ons anders gewees het. Die enigste manier hoe dat God ons so ver kan kry, om die deur te ontgrendel,
om dit oop te maak en om in te nooi en om hom te vertrou is om aan ons die geruststellende waarheid van sy liefde en toegeneentheid te kommunikeer. Daarom klop hy. Daarom klop hy al jou hele lewe lang aan jou deur. So klop hy ook nou en sal hy bly klop as jy nog nie jou hart se deur vir hom volkome oopgemaak het en hom ingenooi het. Die uitnodiging om saam maaltyd te hou, of soos die NLV dit stel, en ons sal die feestete saam geniet, spreek van gemeenskap en kameraadskap. God verlang 'n vol interpersoonlike verhouding met ons, 'n verbintenis wat gedagtes en gevoelens deel en uitrou. En daarom, wanneer ons tot bekering kom, word ons gevul met die Heilige Gees, en die Heilige Gees maak woning in ons, en ons het 'n ervaring saam met God, 'n daaglikse ervaring wat hy met ons deel, wanneer hy in ons en ons in hom is. God verlang hierdie verhouding sodat ons gevoelens kan deel met hom. Dis wat God basies sê is, neem kennis dat ek reg by die deur van jou hart staan, jou bewussyn staan. Ek probeer jou aandag trek met liefde en nie met mag nie. Al wat jy hoef te doen, as jy my klop hoor, is om jou hart vrywillig oop te maak en ek sal dan binnekom. Ek sal jou gedagtes en jou gevoelens betree en ons sal 'n verhouding met mekaar begin. Ek sal jou hart en verstand voed met informasie, insig en die waarhede wat ons verhouding sal versterk. Jy sal my ook seën met jou wederkerige liefde. Want wat vra God anders van ons? As dat ons hom sal lief hê met ons hele hart. Eerstens gee Moses aan die Israeliete die 10 gebooie wat God self op sy vuursteen neergeskryf het. Dan brei hy uit op die wet deur aan hulle nog baie addisionele riglyne te gee wat die 10 gebooie prakties maak vir elke faset van die daaglikse lewe. Dan vat hy alles saam in een enkele beginsel, naamlik om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. En daardie woordjie is spesifiek daarin gesin dat daar is 'n rede dat jy kan lewe. Deuteronomium 30 vers 6. En die 10 gebooie wat God vir ons gee en alles daarby om dit te verklaar en uit te brei en vir ons verstaanbaar te maak, is sy liede wat hy tot ons sing, wat hy tot ons spreek, sodat ons dit kan hoor en kan inneem deur die van, as daar nog 'n wand om jou is. Dit is die wet van God, liefde. Ander gesentreerde, gefokuste liefde, suiwer, eenvoudig, betekenisvol. En dan gee Moses ons 'n bietjie insig in Deuteronomium 30 vers 11 en 12 en vers 14, naamlik, want hierdie gebod wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie en is nie ver nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor dat ons dit kan doen. Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. In Wese sê Moses, die waarheid wat ek aan julle verduidelik het, is vanselfsprekend en voor die hand liggend. Eintlik weet julle dit alreeds, as julle net sal stop en daaroor dink. As julle net eerlik daaroor wil wees. En as ons hier, stop ons en dink ons, hoe eerlik is ons, wanneer die Here met ons praat, tot ons sing, wat ons hoor, maak ons dit ons eie. Ek vertel julle niks nie so geheimsinnig of ver weg nie. Dis nie bo in die hemel nie, ook nie in 'n vreemde land oor see nie, inteendeel. Dit is so naby dat dit op jou lippe is in wat jy sê, en dit is in jou eie hart, in die manier wat jy dink en voel. Die wet van liefde is in jou natuur gegrafeer, al leef jy in verbreking of skending daarvan. Dit is op jou hart en in jou verstand. Dis wat die Here gesê het dat hy doen. Hy sê, ek sal die hart van klip wegvat en ek sal jou 'n hart van vlees gee en ek skryf dit op jou hart. Telkens wanneer 'n persoon praat van reg of verkeerd, regverdigheid of geregtigheid,
of van enige morele kwessie weerspreek die mond al die beweerde onkunde en ongeloof. 'n Ateïs raak hom net aan en kyk hoe vinnig glo hy in iets of iemand, dan is die ongeloof daarmee heen. Omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, Romeine 1 vers 19, en God openbaar dit aan my en jou. In ons, ja, in ons eie natuur as skepsels van die goddelike beeld. God openbaar homself universeel en elke menshart is aan die ontvang kan daarvan. Paulus verduidelik verder in Romeine 2 dat die beginsels van God se wet van selfsprekend is tot die menslike hart, selfs al het ons nie die wet as 'n geskrewe morele kode voor ons nie. Want wanneer die heidene wat geen wet het, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Romeine 2, 14 en 15. En waar is ek en jy vanmôre? Beskuldig ons gewete ons? Of bevestig ons gewete ons? Dis iets om oor te dink. Paulus vertel ons in soveel woorde dat ons nie van die waarheid kan ontsnap nie, omdat dit ingebore is in die manier waarop ons gemaak is. Dis binne in ons DNA. Die wet van God is nie 'n willekeurige stel reëls vreemd tot ons begrip tensy dit aan ons vertel en opgelê is nie. God se wet is eerder essensieel tot alle werklikheid. Omdat God werklikheid gemaak het om te funksioneer en dit sluit die menslike natuur in. Dus, selfs wanneer 'n persoon opgroei in 'n kultuur waar hy of sy nooit die geleentheid het, want God se wet as 'n geskrewe kode blootgestel te word nie, sal daardie persoon steeds weet dat sekere optrede of gedrag ander mense skend en sekere ander optrede die regte manier uitmaak om met mense om te gaan. Wanneer ons verkeerd optree, kla ons gewete ons aan, maar wanneer ons reg doen, dan bevestig dit ons. En wat ervaar ons vanmôre? 'n bevestiging of 'n aanklag? Waarom is dit wanneer 'n sogenaamde ateïs met 'n morele kwessie gekonfronteer word, wat hom of haar persoonlik raak, hy sê dadelik in iets glo, teenstrydig met sy of haar beredeneerde argumente? Omdat ons weet. Binne in ons weet ons. Klein seentjie op die bankie sê, o, dit was jy. Ek en jy weet, binne in ons. Dit is daardie stem wat met ons spreek. Ons weet meer as wat ons dikwels wil erken. Telkens wanneer die mensharte afkeer voel oor 'n wandaad of 'n gevoel van bevestiging vir 'n goeie daad, word die krag van die omvattende waarheid van God se liefde in die hart ervaar. In daardie tye van verhewe morele bewustheid word ons van aangesig tot aansig bring met die waarheid wat nog die hele tyd tot ons harte geskep het. Ons mag dalk vir onsself lieg, maar ons weet. Ons mag dalk ons selfsugtige dade rasionaliseer, maar ons weet. Ons mag ons nalatigheid om mense met respek, eerbiedigheid en liefde te behandel probeer verskoon, maar ons weet. Ons mag God uit sy bestaan probeer filosofeer, maar ons weet. Wat weet ons? Ons weet dat God lief, ons weet wat liefde is, want God is liefde. En hy is die een wat tot ons spreek as die openbaarder van wat ons weet. Ons ontken dit en ons oortree dit, maar ons weet. Wat of wie liefde is. Ons weet dat daar 'n ek en 'n jy is. Dat ons individuele, unieke persone is. Dat daar 'n neutrale spasie tussen ons is en dat daardie neutrale materiale wêreld in daardie spasie tussen ons is en ook dat ons daardie neutrale spasie kan oorbrug en die neutrale materiaal kan gebruik om mekaar of lief te hê of mekaar te skep. En wat doen ek en jy?
wanneer ons in mense se spasie kom, waarvoor gebruik ons dit? Om hulle te bevestig of om hulle te nakom? Ons ken liefde, omdat ons weet dat die regte verhouding van self tot alle ander een van selfgewende welwillendheid is. Maar ons ontken dit deur ons lewens. Ons weet wat liefde in teorie is, maar ons weet ook wat dit in praktyk behoort te wees. Ons weet dat liefde beteken om goed, reg en in waarheid teenoor alle ander mense op te tree. Respekvol, eerbiedig. Ons weet dat om voordeel te trek 'n geweldige verantwoordelikheid meebring en dat geen ander persoon as gevolg van ons voordeel benadeel behoort te word. Ons weet dat dit verkeerd is om onbeskof te wees teenoor die ou dame in die kettingwinkel se gang of in die teller se ry of die ou oom agter die stuur in die besige verkeer. En ons is almal skuldig. Ons raak so geïrriteerd en gefrustreerd dat ons wil mense uit ons pad uitdruk, want ons moet dit nou doen en ons het nie tyd nie. En ons druk die hoeder vir ouer mense wat nie meer die reaksietyd en goed het wat ons het. Ons weet dat kinders en jong mense nooit misbruik of mishandel mag word nie. Nie fisies nie en ook nie emosioneel nie. Ons weet dat honger mense gevoed moet. Ons weet dat onderdrukte mense vrygestel word. Ons weet dat om ryker en ryker te word terwyl ons 'n blinde oog draai vir die behoeftige, sodat ons vir onsself meer en meer goed kan koop, hebsug is. Ons weet dat huweliksbeloftes nagekom moet word. Ons weet dat beheer oor en manipulasie van ander mense onmenslik is. Ons weet dat ons behoorlik na die verswaktes, die swakkeres en die bejaardes moet omsien. Maar ons druk ons ouers in 'n kamertjie en ons vergeet van hulle, ons sluit hulle daar toe en ons raak weg en hulle sien ons vir jare nie. Ons weet selfs dat ons die padreëls moet gehoorsaam en ander padgebruikers moet respekteer. En ons weet ook dat ons nie die klein geld by die kassier ons per ongeluk te veel uitgekeer het, moet hou nie. Dis weet ons, as ons eerlik is, dat ons nie gemaak is vir onsself nie, maar dat ons gemaak is vir die uiterste verhouding met die uiterste persoon. Dat ons gemaak is om ander gesentreerd te wees en nie self gesentreerd nie. Dat ons 'n verhouding, 'n diep, egte verhouding met ons Skepper en Verlosser kan hê. Ons weet dat iemand met die edelste persoonlikheid probeer om ons aandag te trek. Elke dag, elke oomblik probeer hy ons Skepper en Maker om ons aandag te trek en tot ons te spreek en hierdie waarhede by ons in te skerp. Ekskuus. Hy sing al hierdie waarhede en beginsels tot ons met die hoop dat ons dit sal gewaar word en hom herken en herken. Daarom 3:20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feesete saam geniet. En daardie feesete, weet ons, gaan heerlik wees wanneer Jesus terugkom en ons hemel toe gaan en ons vir ewig saam met hom kan wees, maar dit is nie al wat hy vir ons wil hê nie. Hy wil hê dat ons nou ons harte se deure moet oopmaak, hom moet innooi en dat ons nou 'n feesete, 'n feesmaal saam met hom kan geniet elke dag van ons lewens. Wees vir 'n oomblik stil. Wat hoor jy? Hoor jy dat die Here oor jou jubel met uitroepe van vreugde? Of het ons so vasgevang geword in ons elke dag se bestaan in die pyn wat ons aan onsself toeëien, dat ons nie hoor hoe dat hy oor ons sing nie. Ons ervaar nie sy vreugde, sy stil tevredenheid wat hy met ons het nie. Hoor jy dat God oor jou en tot jou sing? Hoe dat hy jou opnuut uitnooi om die deur van jou hart oop te maak en om in te nooi vir 'n feesete?
Hoor jy die uitnodiging om hom te vertrou? Want jy sien, ons vertrou hom nie. Ons is bang. Ons is bang dat ons gaan iets uitmis in hierdie lewe. Wat kan jy op uitmis? Behalwe 'n menslike, 'n wêreldse. Op geen geestelike faset gaan jy iets uitmis deur God te vertrou nie. En hy vra, vertrou my. Ek sal ook vir jou gee wat jy nodig het. Fisies. Om te vertrou ook met en ten spyte van jou hartseer, jou vertwyfeling of wantroue. Ons bure, die man, hy is nou 62, hy het MS. En hy gaan al meer agteruit. En elke woensdag aand spandeer ons tyd saam met hulle, om saam met hulle te lees en vir hulle te bid. Maar sy vrou is in 'n toestand van hopeloosheid. En maak nie saak hoe dat ons probeer om te motiveer en te sê, vertrou op die Here nie. Sy sien nie die Here se teenwoordigheid en werking in hulle lewe nie. Al wat sy ervaar, al wat sy sê, is ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. En hierdie gewaarwording dat God te midde van ons pyn saam met ons is en ons help en ons vertroos en ons ophou, gaan by haar verby, want al waarin sy vaskyk is haar eie pyn. En sy beskuldig hom en sy sê, jy het my beloof. Ek het alles verloor. Wanneer verloor jy alles? Wanneer jy Jesus ontken as jou verlosser, as die een wat jou help, wat jou lei, as jy ontken dat die Heilige Gees elke dag by jou is en jou versterk en jou lewe gee, dan verloor jy. Anders het jy nie verloor nie. Uiteindelik breek die realiteit deur en die erkenning, so dit was al die tyd U. Dit was al die tyd U. Wanneer ons daardie erkenning maak dat dit God is wat tot ons spreek en sing, wat wil hê dat ons die deur moet maak en ons innooi dat ons hierdie feesmaal saam met hom kan geniet, nou en ook in die ewigheid. Knoop hierdie realiteit vas in jou wese en antwoord daarop deur die Here jou God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte. En dit sal vir jou 'n werklikheid word. Mag dit wees wat jy ervaar in die dae wat voor lê. Amen. As the lands which we born precious flow, here goes hearts in our way. Of the most is very looks of holy, and we touch the Jesus burning, and we love yes, and we love my Lord. Song, transport, yet small. I before it's a no takes a good. Silence out, people thought for every and the heart that forgives us so good. And we have it for now, looks for me. And we love you on the side.
Tale fall, in the fall, baby, one will fly. Tale fall, what was your earthly star? So liefdevolle, almagtige Hemelse Vader. Ons sê vir U so baie dankie dat U ons so liefhet, dat U stil tevrede oor ons is. Vader, ons sê vir U so baie dankie dat U aan ons harte se deur klop elke dag en dat U ons nooi om oop te maak, sodat ons U kan binnenooi, sodat U saam met ons feesmaal kan hou. En Vader, gee dat ons asseblief na die stem van die Heilige Gees sal luister en dat ons sal reageer, dat ons sal ophou om U te wantrou, sal ophou om na onsself te kyk en ons omstandighede en te weet dat te midde van alles wat ons ervaar, is U daar. Gee U krag tot oorwinning. Vader, maak U alles draaglik. Want sonder U en die krag van die Heilige Gees is ons tot niks in staat nie, kan ons niks nie en sal ons nooit U liefde werklik ervaar. Ek vra Vader dat U met hierdie gemeente sal wees, met elke lidmaat, en dat U elkeen sal seën, dat elkeen hulle harte sal oopmaak om U opnuut te ontvang, te erken en saam met U te wees. Mag die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van ons Here Jesus Christus met ons wees elke dag totdat U kom op die wolke. Amen. Kom sie vrede, my soul's grace was given, ons van die graad. Ons van die graad. Als die